was daar 'n hongersnood gewees in Gerar. En almal wat daar gewees het gegaan na Egipte, waar daar 'n oorvloed was, want ek dink niemand wil mos bly in 'n hongersnood nie. Jy wil gaan daar waar jy weet gaan 'n plan is. Daar waar jy weet jy gaan nie omkom van honger nie. Maar God gee aan, God verskyn aan Isak en hy gee aan hom 'n instruction en sê, bly jy net hier. Ek sal jou seën. En ek dink dieselfde blessing wat op sy vader Abraham gegee, sê God dat ek gaan jou seën en hierdie land sal aan jou behoort en aan jou nageslag. Wat bly jy net hier? En in dieselfde tyd terwyl die hongersnood daar is, wat ek so hou van Isak is, hy het aangehou om te plant. Halleluja. Hy het nie opgehou nie. Hy het nie opgehou nie. En in dieselfde land waar hy gewees het, was hy 'n vreemdeling. Wat beteken dinge was hy in sy guns nie. Maar wat het hy gedoen? Hy het in posisie gebly om sy blessing te kan ontvang. Nie eers die hongersnood het hom gekeer nie, want hy het vasgehou aan die belofte van God. Want hy het geweet dat hy wat die woord gespreek het, is in staat om dit in vervulling te kan bring. Halleluja. Want hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. So dieselfde God wat vir Isak deurgekom het, is vanaand in staat om vir ek en u deur te kan kom. Halleluja. Halleluja. Wat moet ons doen? Bly getrou. Just keep the faith. En lyk dit asof dinge is nie aan jou guns nie. En lyk dit asof jy is vandag in die dale. Maar moenie vergeet dat hy is die lelie van die dale. Wat beteken selfs in die dale kan jy nog steeds blom. In die donkerste uur is hy die lig. Wat beteken in die donkerste uur is hy daarom vir jou lig te gee. Ons prayer point vanaand is just remain. Halleluja. Bly jy net faithful. Moenie laat die duivel maak laat jy fokus verloor nie. Want dit sal veroorsaak laat jy jou blessing mis. Halleluja. So ek wil vanaand dat wanneer ons vergader in gebed, dat ons die Here vra dat ongeag omstandighede, dit is vanaand nie in my guns nie, maar die Here is 'n waarmaker van u woord. En ek vra vanaand dat dit maak nie saak wat gebeur nie. Laat ek nie gaan wankelmoedig word nie. Dat ek nie sal moeg word nie. Maar gee vir my krag om aan te kan hou. Gee vir my krag om gefokus te kan bly en om in posisie te kan bly. Dan wat doen die enemy? Wanneer dit lyk asof dinge sleg gaan en dinge werk nie in jou guns nie, dan kom die enemy en hy plant 'n saad van twyfel. En dan lyk dit selfs dat wanneer jy bid, jou gebed is net teen die dak vas. Dan voel dit asof dinge gebeur vir jou vriendin, maar jou gebede word nie verhoor nie. Jaar na jaar probeer jy om werk te soek, maar niks gebeur in jou lewe nie. Elke keer bid jy, maar dit lyk asof niks gebeur. Dit lyk asof hy hoor nie. En dan kom die enemy en dan sê jy, hy God wat jy dien. Waar is hy nou? Niks gebeur vir jou nie. Halleluja. En ons is mos mens, dan twyfel ons. Maar ek wil hê vanaand ons moet bid en ons kanselleer uit twyfelagtige gees. We cancel it in the spirit. En ons vra vir die Here om ons gefokus te hou op die pad. So that we can remain in position. Dat wanneer die blessing gerelease word, dat het nie verby ons kan gaan nie. Halleluja. Halleluja. As jy gereed om daar die blessing te ontvang.